Welcome again to Are We Relevant? Today's program featuring some of the sermons preached in last decade. For more information, log on to our website, www.arwerelevant.co.za. Now here is today's program. So as jy Bybel en dan kan jy oopmaak Matteus 27:66 en hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen. Nou daai verseker, jy sal sien die Romeine, kom ons vertel, hy is nou dood. Hulle het nou alles het nou gebeur en hy's in die graf in. En toe al die dinge gebeur het wat ons weer vir jou gaan vertel, is so 'n stukkie daarvan dat jy kan verstaan dat die kruisiging van Jesus Christus was nie net daar sterf hy aan die kruis nie. Ja, daar het vele mense gesterf aan 'n kruis. Maar ons vanoggend wil vir julle laat sê dat Jesus die Christus, die seun van die lewendige God, God homself aan die kruis gehang het. Kan ons dit verstaan? Nee. Maar kom ons gaan 'n bietjie dieper daarin. Toe verseël hulle, toe hulle agterkom wat aan die kruis gebeur het. Toe hulle sien die oop van die gordyn skeer na die allerheiligste toe. Toe hulle sien die dooie staan op, toe sê hulle en dat vrees onder die mense gekom. Wat vrees onder die soldate. Hulle het die aardbewing gesien. Hulle het gesien dooie staan op. Hulle het al die dinge gesien. Toe sê hulle, waarlik, hy is die seun van God. Waarlik, hy is die seun van God. God doen altyd iets om sy seun te verheerlik en sy naam. As God werk, is daar altyd nie net iets wat mense kan verstaan met jou verstand nie. As God werk met die skepping, dan spreek hy. Verstaan ons dit? Nee. Ons glo dit in geloof. Hulle het dit toe verseël. Hulle het gesê, kyk, hierdie ouers, miskien Jesus, miskien was hy die Messias. Hulle gaan toe na die keiser. Hy sê vir Pilatus, luister, jy het gehoor wat hierdie ou sê. Jy het gesien hierdie goed aan die kruis wat gebeur. Jy weet daai ding verseël. Hy het gesê in 3 dae gaan hy opstaan. Nou broer en suster, verstaan my mooi. Daar is 'n hele teologiese gesprekke oor die goed in 3 dae. In die Joodse gesprek vermoed in 3 dae sal ek opstaan beteken in daai 3 dae, een van die dae, in daai 3 dae sal ek iets doen. Sal ek jou kom sien. So toe Jesus sê hy gaan na die 3de dag opstaan, het hulle gesê seël dit op hy eerste dag, maak hy graf toe. Julle sit die wagte daar om, maar was omtrent nie soos 13 of 30 wagte gewees om my graf. Die hele linie was daar gewees. Beskerm dit. Want hierdie ou het gesê hy gaan opstaan. En ons weet nie of daai eerste dag of die tweede dag of die derde dag, ons weet nie wanneer nie. So seël dit nou, anders te gaan hulle bewys dat die Messias is. Hulle sê toe hulle dit verseël het, dis almal in vrees gewees vir dat God se wraak op hierdie volk gaan afkom oor hierdie dodde weer. So verstaan nou, almal het in vrees gelewe, die keiser, die Romeinse soldate, hulle het iets gewag. En hulle was bang vir wat gaan gebeur. Aan die dode die evangelie verkondig. Toe hy daar in die graf omgaan, hulle sê selfs toe hy gekruisig is, toe is dit donkerte en hy het gesterwe daar, toe sê hy vir hy man, vanaand is hy saam met my in die paradys. Ons verstaan dit nie. Ons verstaan dit nie, wat daar was nie. Maar ons weet daar was dit, word gedurig in die Bybel gepraat van die doderyk. Die doderyk. Wie was almal daar? Almal. Adam tot Eva. Almal was daar in die doderyk. Want God se wraak was op sonde en hy haat sonde. En sonder bloedvergieting kan daar geen vergifnis van sonde wees nie. Jy sal nou mooi sien wat ek vir u daar voorberei. So hy het gaan preek. Hoekom sê ek vir jou hy het gaan preek vir die doderyk? Ons vat skrif, nie my woord nie. Kom ons vat die skrif. Kyk wat sê die skrif. Matteus 12 vers 28. Maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf. Luister nou mooi. Luister mooi wat hy sê, jy moet nou mooi gaan. Die duiwels uit, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Jesus kan duiwels uitdryf. Hulle sê op een plek, met die vinger van God. Of hoe kan iemand in die huis van die sterkman ingaan en sy goed roof? Onthou wat het gebeur. Die sterkman het die huis oorgeneem met Adam en Eva. Het die sterkman gekom en die sleutels gevat by Adam en Eva. Toe hulle daai vrug geëet en ongehoorsaam aan God is, het hulle die koninkryk gesê vir op God sy rug gedraai en gesê, nee, ons stel nie belang om hierdie een te volg, ons volg die Satan se koninkryk, ons bly in sy huis. Ons is in sy huis nou. Ons het God sy huis verlaat, ons is in die Satan se koninkryk. So hier gaat hy. Hoe kan iemand
miskien in die huis van die sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, né? Dan sal hy sy huis beroof. So wat sê hy vir jou? Hy sê die Satan moet eers vasgebind word. Ek gaan hom eers vernietig. En dit is wat in daai 3 dae gebeur het, in daai in die duisternis van die kruis af, tot hy opstaan het, daai paar dae toe niemand van hom iets gesien het nie. Almal het gesien, hy is in die graf in. Maar God is nie 'n God wat lê nie. God is 'n God wat werk. Hy is 'n God wat besig is. Hy doen dinge. En toe hulle maar afval van hy kruis af, toe is sy gees of wat ook al hy dit gedoen het, toe het hy rondgegaan en het afgegaan na die doderyk toe. Soos Jona 3 dae in die nag in die buik van die groot vis was, so sal. Daai woord sal is Christus wat sê beteken amen. Dit sal so wees. Daar kan niks verander nie. Dit sal seën vir die mens 3 dae. Hy het vir almal vertel voor die tyd. Broers en susters, verstaan dit baie mooi. God sal nooit iets vir jou wegsteek nie. As daar iets is wat God vir jou wil sê oor iets, dan gaan hy dit vir jou sê. Jy moet net mooi luister. Ons luister nie altyd nie. God het alles vir hulle gesê, ek gaan dit doen. Dis wat ek gaan gebeur. Ek gaan hom bind. Ek gaan die Satan bind. Hy moet eers gebind word. Matteus 16 sê, en Simon Petrus hulle antwoord toe volg. En Simon Petrus antwoord, Here, jy is die seun van die Messias, en hy antwoord hierdie mooi vraag. En Jesus sê vir hom, maar dis aan jou openbaar deur die Vader. En wat sê hy toe daarna? Onthou wat het hy sê, jy is die rots. Op hierdie rots, daar's 2 rotse, ek sê ook nou vir jou. Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Daai boonste Petrus, wat hy so sê, en ek sê ook nou vir jy is Petrus, dit is Petros, Petros, ja. Petros beteken 'n klein klippie, 'n beweegbare klippie. Petrus, jy is 'n beweegbare klip wat ek baie nog gaan gebruik. Maar op hierdie rots, Petra beteken, daai rots is die Griekse woord, Petra beteken 'n onbeweegbare, standvastige gesementjie, onbeweegbare rots, die Jesus, die Christus. Op hierdie Jesus gaan ek die kerk gebou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Daar sê hy dit vir hulle. Die poorte van die doderyk, hulle was in die doderyk. Hy sal dit nie. Die duiwel en al sy magte sal nie in hierdie tyd wat ek gaan, sal hy my oorwin nie. Ek gaan hom oorwin en ek gaan die sleutels by hom kom haal. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar ook lewe na God in die gees. So jy moet sien, in die geestes, in die donker tyd, het Jesus gegaan af na die doderyk, en hy het gaan preek. En Adam, Eva, en gesê, hier is ek, die Christus. Wat ek jou beloof het, toe ek sê sy slang, daai slang sal hom in die hakskeen byt, maar ek gaan sy kop vermorsel. Ja, jy gaan hom kruisig aan die kruis, jy byt hom in jou bietjie van jou hakskeen, ja, hy gaan bietjie pyn en lyding hê, ja, maar die dag as ek jou gaan bind, gaan ek jou kop vermorsel. Jy moet dit verstaan, broer en suster, wat in die tyd gebeur het. Ek wil nie dat jy sê kruisige opstandig nie, ek wil dat jy sien wat hy God vir jou en my doen. En dan moet ons miskien verander, hoe lief ons hom het. En nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed, hoor as, pragtig. Is dit nie mooi nie? Die owerhede, Efesiërs 6 duidelik is die wapenrusting, en dan sê hulle, ons mag nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte en owerhede. Ken julle daai vers? Nou hier sê hy het hom uitgekleed. Nou, as ek as 'n koning, broers, as ek jou dorp kom oorneem, en nou Isak as julle koning is, en ek kom neem die dorp oor, dan vat ek sy kroon, en ek sit hom op my kop, ek vat sy kleed, ek trek sy kleed aan, en ek trek hom nakend uit, en ek sleep hom agter my aan, waar ek op 'n perd sit, of my Mercedes ry, of 4x4, staan ek hier met die sunroof, en dan kyk ek vir almal, en sê, ek is die koning, ek het sy scepter oorgevat, ek is in beheer, kyk hoe naak is hy, ek het hom ontkleed, ek het hom skaam gemaak, hy is nie meer julle koning nie, julle wil nie so mens aanbid nie. Nou dink aan 'n bietjie hoe het hy met Satan gemaak. Ek wil dat jy weet wat is die Satan se posisie, broer en suster. Hy is vernietig. God het in 1 Johannes 3 vers 8 sê hulle, daarom het Jesus Christus gekom om die werke van Satan te nullify. Dis omdat hy in die kruis gekom het, een van die redes. Om die sondes van ons weg te was. 1 Petrus 3 vers 19 tot 20. En wie hy ook heen gegaan het en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Sien nie wat het gebeur in hierdie paar dae wat dit donker was. Hoe besig hy was. Hy het gaan preek vir die gevangenis,
vir die wat, die wat toch in hom geglo het, wat gesondige Dawid, wat te daar was. Matteus 27 van 50 en 53. Daarom het Jesus weer met hulle in 'n groot stem geroep. Nou gaan ons terug na die kruis. Ek wil dat jy 'n prentjie sien, dan is daar so 'n klein prentjie binne. Nou kyk ons weer na die kruisiging. Hoekom? In die voorhangsel het middeldeur geskeur. Nou die voorhangsel was omtrent 60 voet hoog en 30 voet breed. Hy was dikker as 'n man se hand gewees. Hy was gevleg met weet nie hoeveel verskillende vlegte nie, en daar was, maar hoor nou hoe mooi is dit. Kyk aan, verder moet jy die voorskrif vir die allerheiligste, verder moet jy 'n voorhangsel maak. Pers. Nou moet jy verstaan, hier is die allerheiligste. En hierdie kant. Julle kan nie deurkom nie, die priester gaan alleen in hierdie allerheiligste. Hier is God se troon, in die allerheiligste. Hierdie is 'n groot, hulle sê hard gemaak, hy was hard, hy was krapperig, hy was stokstyf. Hy was so gemaak dat jy kan hom nie optel nie, kan hom nie beweeg nie. Hy was 'n dik gevlegte, baie mooi patrone ingeverf. Ingevleg. Maar dit was 'n teken. Die hardheid van hom was die hardheid van die mense se harte. Die krapperigheid van die krappigheid, hoe God gekrap het, hierdie sonde van die mens. En hy was rooi, kyk daar. Hy purperrooi, bloedrooi stowwe. Die koning, pers, dit beteken daar is net een wat daai gordyn kan oopbreek. En dis die koning van alle konings. Dit is die een wat die purperrooi bloed het wat uit sy liggaam uitgestrook het vir jou en vir my. Hy is die enigste een wat dit kan verwyder, daai sonde, daai skeiding, wat veroorsaak het dat niemand van God kon weet. Ons het Vrydag gepraat van die rituele van die Jode. Wat het hulle gedoen? Hulle het hier in die oggend 9 uur die eerste lam geslag. Die eerste lam was geslag gewees 9 uur. Toe het hulle hom gevat, hy is voorberei so in 12 uur, het hulle weer enige voorberei en hy is 3 uur geslag. Die middag. Verstaan jy wat ek nou naartoe gaan? Toe hy laaste offer bring vir hulle sondes en hulle bid soos hulle gewys het vir die Messias. Here, vergewe ons sondes. En hulle bid vir die Messias en sê, God, stuur hierdie Messias vir ons. Waar is hierdie Messias? Net 'n entjie van die kruisiging af het hulle gebid en sê, Here, stuur die Messias. Daai laaste lammetjie toe hom wil slag en hom vat vir die offer. 3 uur. Toe skeur daai gordyn van bo af. God skeer dit oop. Want niemand kon met 'n hand skeer, want hy was so dik gevleg. So dik gevleg van mense sondes en so complicated gevleg. So moeilik is dit om hom te skeer, maar God is dit moontlik en hy vat op hom, hy skeer hom op. En hier staan die arme jooitjie met sy ou lammetjie en hy kan hom nie offer nie. Hy kan hom nie in die allerheiligste invat nie. Hy het hom nou net geslaag. Sy hande was nou nog net vir sy sondes. En ewe skielik skeer die allerheiligste oop en almal kan ingaan. En almal kan vir die eerste keer, weet nie hoeveel jaar, duisende jare in die allerheiligste insien. Hier skeer die God het oop. Dis vir jou en vir my vandag. Het hy dit oopgeskeer. Hy kon nie dit vra vir sondevergifnis nie, want 'n mens kan nie vir jou sondevergifnis gee nie. Net die Here Jesus Christus, God alleenlik, het vir jou gesê, kom in my kind. Kom in sondaar, kom in almal. Is nou welkom in die allerheiligste. Kom kyk, leer meer van my. Ek is jou God wat jou lief het. Dat ek myself aan die kruis gegee het. Kom ons kyk op Matteus 27, 50 vers 53. En die graf het oopgegaan. Ek wil hier vir jou ook in die gees miskien iets nuuts bring. Wat vir my die eerste keer in my lewe van prediking en van teologie studeer en Bybel studeer. En die graf het oopgegaan en baie liggame van die ontslapenes heiliges het opgestaan. Wanneer het hulle opgestaan? En na sy opstande het hulle uit die graf uitgegaan en in die heilige stad ingekom en baie verskyn. Nou hoekom werk dit so? Terwyl hy daar sterf, sê hulle, en hulle na sy opstanding, terwyl hy die kruis hang, na sy opstanding is uitgekom. Kom ek skilder vir jou prentjie. En ek gaan vir die Bybelvers raap verwys. Hulle kon nie voor Jesus opstaan. Jesus is die enigste ene wat uit die dode kon opstaan, uit die graf kon opstaan. Hulle kon nie opstaan, die heiliges nie.
Hulle sê, daar was 'n aardbewing, mense beweer dat die graf het oopgerol. En nadat Jesus uit die dood opgestaan het hulle ook opgestaan. Hulle het nie voor hom opgestaan nie. Hulle het gewag tot hy opgestaan het en sê, nou staan Jesus, die eersteling van die opstanding, want hy is die eersteling van die broers wat opstaan het. Ek gaan vir julle vers wys, want miskien glo jy my nie. Maar dit gee gevoel, 1 Korintiërs 15 vers 20-23, maar Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Verstaan jy waarheen ek gaan? Verstaan jy dat ek nou vir u sê dat hy skrif miskien vir mense in verwarring kon bring, maar as jy mooi die Bybel bestudeer, dit is stukkies wat vir jou gegee word, jy moet miskien dit invul. Jy moet 'n student word van die Bybel, jy moet nie net hom lees nie, gaan bid hom, gaan eet hom. En dan gaan jy sulke mooie goedjies kry. Maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus en daarna die wat aan Christus behoort na sy koms. En dit is ek en jy broer en suster, ons is nou, hy was ons eerste een wat opgestaan het, en ek en jy kan in die ewige lewe ingaan. Ons is nie, hoef nie te vrees vir die dood nie. As 'n Boeta of 'n Sissa sterwe, dan weet ons, daar is vir ons lewe na die dood, want hy was die eersteling wat die vrees van die dood ingegaan het. Hy het deur die dood geloop, in die doderyk, en klomp mense gaan haal, en sê, kom agter my, volg my tot in die paradys. Die eersteling van die bekeerdes, as die man aan die kruis langs hom, vanaand in die paradys. Ons het 'n God wat 'n plan gehad het, ons het 'n God wat omgegee het, ons het 'n God wat gesien het, daar's 'n probleem, my mense luister nie vir my nie, ek gaan vir hulle alles doen, my lewe gee, ek gaan vir hulle die doderyk nie meer 'n vrees voorgee nie, daar is geen vrees, die doring van die doderyk, en die dood is uit ons uitgehaal. As my boetie of sussie sterwe op aarde, ek staan langs hulle graf, ja, ek het pyn en lyding en seer in my hart, maar dan weet ek, eendag sien ek hom. By die oop graf, almal is baie bekommerd. Almal gaan, hulle kruip weg. Johannes, Jesus sterf, voordat hy sterf, sê hy vir Johannes, daar is jou ma, vat haar. Hoekom het hy nie vir sy familie gesê nie, want sy eie broers het hom nie geglo as Messias nie. Sy eie broers was nog in die Joodse kerk, sy eie broers het nog homself nie geglo as Messias nie. Sy gaan die volgende oggend gaan Maria soontoe, hulle is bang, hulle gaan in die oggend vroeg, want hulle wil aan die lijk nog 'n bietjie kruie bring, nog 'n bietjie blommetjies, so wat het al. En toe sy die oop graf sien, dadelik sê sy, hoor jy, hulle het hom gesteel. Hulle het hom gesteel, waar is my, ek wil so graag my liefde aan Jesus by, en vir die laaste oomblik wat hy sterwe, wil ek toch vir hom sê, Jesus, jy is so mooi, laaste eer betoon. Die graf is, hulle moes gesteel, waar is hy nou? Hoekom vat hulle my Jesus? Waar het hulle my Jesus? Dadelik hardloop sy, en sy gaan na die, hier kom die ander mense, daar is die versie, en toe het gesê, draai sy haar om, agtertoe in, sien, Jesus staan, en Jesus sê vir haar vrou, waarom wen jy, wie soek jy? Ons moet ophou, om miskien te soek na Jesus. Baie mense sê ook, ek bid, o Here, help my, hy is hier, hy is hier nou en waar jy nou is, hou op om te soek, hy staan langs jou. Maria sê, maar Here, waar het hulle hom neergelê, sê net vir my. Somtyds praat Jesus met jou en my, en hy praat met jou persoonlik, en hy staan langs jou, maar jy is so besig met jou eie idees. Hy is dood, hy moet hier wees. Ons het gesien dat hy sterwe, moet nie vir ons kom sê, waar steek julle hom weg? Toe hy die tweede keer praat, Maria, Rabboni, Here, dit klink nooit soos hier. Sê, meester, Jesus sê, verraak my nie aan nie. Die woorde beteken eintlik, Maria, moet my nie vir jouself vat nie. O, sy het hom omhels, sy was so lief vir hom, sy het hom gekus, sy het hom vasgehou. Die woorde beteken, moet my nie vir jouself vat nie. Partykeer vat ons Jesus vir onsself. Ons sit by ons werk, ek is 'n Christen. O ja, ek is 'n Christen. Ek gaan kerk toe, ek het Bybelstudie. Maar hy sê eenvoudig, moenie my vashou nie, gaan vertel vir die mense. Sy was die eerste sendeling wat gestuur is om te gaan. Hy is lewendig. Ek het hom gesien.
Our prayer is that you have been blessed and encouraged by this sermon. You can contact us via our website or Facebook page. Please share a testimony on how this sermon has blessed you.